Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Dit het begin met TLISA wat besluit het hulle wil 'n platform skep waar boere hulle produkte direk aan die publiek kan verkoop. Toe het hulle in 1992, 1 Oktober, begin met die boeremark hier in Pretoria en ons is nou seker so van 2018 af. As ek reg onthou, is ons op hierdie terrein. En die TLI het hierdie grond gekoop. So hier is ons nou permanent en van hier af bedryf ons nou juist daai platform waar die boere direk hulle produkte kan verkoop. Ek dink ons is juist uniek omdat ons daai vars produkte bied. Dit is ook hoekom die tyd so vreemd is vir baie mense. Hulle kla daaroor, maar dit is 'n rede van 6:30 die oggend tot 9:30 sodat die boere hulle vars produkte kan verkoop. En dan het ons aan dit 'n hele pakkie wat ons saamstel, ons keer uitstallers goed, waar jy dan vir die hele gesin, vir man, vrou, kinders, oupa, ouma, almal iets bied om te kry. So jy kom nie net om inkopies te doen nie, jy doen jou weeklikse inkopies hier, maar dan kry jy ekstra goed soos oorbelle en 'n bietjie leerwerk, skoene, handsakke en so meer, 'n hele pakkie vol van dit. Pret vir die kinders, ons het 'n paar plaasdiere hierso. So dis nie net 'n inkopie nie, dis 'n inkopie, ietsie eet, jou Saterdagoggend op die regte noot begin volgens ons en die res van die dag is nog joune. Ons het so 400 uitstallers en dan ons besoekers, wat natuurlik ons sukses is, draai die laaste 4 weke by oor die 6000 mense per Saterdag. Ons is baie trots daarop en baie dankbaar daaroor, maar dit is 'n genade vir almal en die hoeveelheid besoekers is nie 'n probleem nie. Ons het parkering en omdat die mense kom en gaan en inkopies doen, is dit nie 'n probleem of 'n uitdaging nie. So ons het maar 'n keuringsproses om stalletjies goed te keer. Ons het 'n komitee wat sit. Ons gee voorkeur aan uitstallers wat die produk self maak of self plant of self boer. Ons het 'n paar ander produkte wat ons ook toelaat om die pakkie op te maak vir die besoeker sodat hy dan iets van alles hier kan kry. Die proses is jy moet op die webblad gaan aansoek doen. Die komitee sit dan, ons laat weet jou dat jy goedgekeur is al dan nie. As jy goedgekeur is, kom jy na die mark toe, ons wys jou wat's beskikbaar en dan kies jy jou stalletjie. Maar ons doen ook moeite om te gaan rondvis. Want ons soek uitstallers in spesifieke produkte hier nie. Almal weet dat hulle hierdie geleentheid hier het om hier te kom uitstal nie. En dan gaan nooi ons mense om spesifieke produkte hier te kom aanbied sodat ons vir ons besoekers die volle pakkie kan aanbied. Ja, so ons die mark vars probeer hou is juis om ad hoc uitstallers ook te kry. Ons uitstallers oor die algemeen is permanente uitstallers. Dit maak dit vir die publiek lekker. Hy weet wat hy waar kan kry. Kan dit elke Saterdag hier kom kry, sy inkopieslys. Maar dan moet ons natuurlik sorg dat dit nie 'n selfde ou ding elke Saterdag is nie. En dan nooi ons mense of ons laat hier en daar ouens toe met 'n nuwe ding, 'n vreemde ding, iets wat ons waarskynlik nie sommer sal toelaat permanent nie, maar vir 'n keer sal dit 'n snaaksigheid wees. En op daai manier sorg ons dat ons uitstallers se besonderse en ons besoekers 'n besonderse ervaring het. Ja, hier kom uitstallers van reg oor die land, baie van die nadere omgewing, maar dan het ons beesboere en skaapboere wat van wyd en suid afkom, skaapboere van Douglas af, van die Vrystaat af, jou avokadopere, daai subtropiese tipe goed van Zanine af. En dan het ons baie vreemde goed hier wat ek dink baie mense nog nooit geëet het nie, soos cucamelons en jou seisonale goed. So om die grond te onderhou is nog 'n voltydse werk. Ons is deur die week elke dag hier behalwe Sondag. Ons personeel sny die gras, ons met al hierdie bome. Ons het hierdie bome self geplant, net so terloops. Ons het 600 bome geplant toe ons hiernatoe getrek het. Om dit te doen, gebruik ons die stalletjie fooie wat die stalletjies betaal, want ons verhuur die ruimte. Hy huur die ruimte en dan gebruik ons dit om die terrein in stand te hou. Maar die fooie wat oorbly, gaan vir TLISA. Hierdie is TLISA se inisiatief. Hulle het dit begin en hulle gebruik dan die fooie om hulle lede, die boere, te ondersteun in vele opsigte wat boerderyondersteuning moet wees om te beding vir pryse, om te beding vir platforms waar hulle produkte kan verkoop, uitvoere en so meer, al daai goed wat daarmee gaan met die ministerie en so meer. So die fooie word in 'n hele lyn gebruik vir die uitstallers, op die einde vir die boer, so dis 'n sirkel wat weer terug gaan na die boerdery toe. Goed, so wat die boeremark betref, en die hoeveelheid mense wat hulle in diens het, het ons 4 arbeiders wat die terrein in die gang hou. Op die Saterdag self is natuurlik ons besigste en aldag wat ons oop is. Dan het ons so 16 tot 20 mense wat hier is wat veiligheid doen, ons het mense wat parkering doen. En die parkering is ook maar 'n geleentheid wat ons bied vir mense om hulle
fooitjie te in. Hulle kry net fooie wat die publiek vir hulle gee. En dan wonder ek self, hoe diep gaan dit met al die uitstallers hier, wat hulle help, maar ek weet, daar is boere wat hulle kinders op universiteit hou met wat hier gebeur op die boeremark. Daar is stalletjies wat gesinne, vele gesinne in diens het om hulle te help om hulle produkte voor te berei deur die week, sodat hulle hier kan koop. So ons het maar 'n sagte plekkie ook. Ons het hier kerke en sulke soorte stalletjies wat ons toelaat om hier te kom verkoop. Ons bied platform vir die dowe gemeenskap. Ons het 'n stalletjie hier met net dowes wat koffie verkoop. En dan het ons hier en daar maar 'n ondersteuningsstalletjie wat ons vir mense gee en sê, goed, begin hierso. Ons sal jou help om aan die gang te kom. Ons luister maar na ons hart. Op advies vir 'n jong entrepreneur sou ek sê, man, as jou produk, prys of diens reg is, ten minste een van daai baie swaar weeg, is die kans op sukses nogal groot. Die tyd wat jy daarin sit en die ander ding wat ek van hou persoonlik is netwerk. Bou 'n netwerk, kry die regte mense om jou, kry die regte ondersteuning om jou. Ek dink die res is dan iets wat self moet uitrol. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors.